Goeiemôre, gedagte 8 vandag. Het gaan daar oor die slang op die paal, die koperslang, wat Moses moes maak en bo op 'n paal plaas, toe die slange die mense so gepik het en almal doodgegaan het. Ek hoor daar in Numeri 21 vers 8 en 9, hoe mense deur giftige slange gepik word. Nie net een persoon nie, maar 'n hele volk tussen die Horberg en die Rietsee. In die heilende woestyn staan 'n paal en dit troon verhewe bo die sandveld uit. Die paal met die koperslang op beweeg liggies heen en weer in die woestyn bries. En kyk met ontzag op na die koperslang bo op die paal, wat so sonder protes genade, onthou dis God se genade, uitdeel aan die wat daarvoor vra. Maar ek sien nog 'n paal net buite Jerusalem, daar by die benoude plek wat hulle Kobben genoem het, Kobbenlaagte. Daar staan ook 'n paal. Dit styg majestueus bo die 'n klipskerel uit. Dis te swaar om te wieg. Aan die kruis hang 'n man, arms wyd oopgestrek en vasgespyker aan 'n dwarsbalk. Verneder en pynlik, vervloek, mens alleen, mens verlate, God verlate, dors en asemrowend en toe die roep: my God, waarom het U my verlaat? Skreeu die man bedroef. Om die kruis staan moordenaars, huigelaars, soldate, fariseërs en agies rond. Ja, die duiwel is ook daar om te geniet wat hy sien. Almal, behalwe Johannes en Maria, is ongevoelig vir die onskuldige, die stikkende, die verbryselde liggaam van Jesus en die verwonde skedel. Nou met lang spykers aan 'n kruis vasgeslaan, hulle staan almal en toekyk. Maar onbewus van die profesie en die merkwaardigheid van die geskiedkundige oomblik, doof vir die kreun en die verdoeselde snik, onverskillig. En ek persoonlik kan nie anders as om op hierdie oomblik laag te buig, hier in my werkswinkel, sommer op die vloer, maar in my binnekamer. Ja, hier op die vloer in my werkswinkel 2 millennia later en met ontzag te dink aan die Christuswoorde daar in Johannes 3 vers 14. Soos Moses destyds in die woestyn die slang hoog op die houtpaal gesit het, so moet die seun van die mens ook hoog teen 'n kruis opgelig word, sodat elkeen wat hom gelowig aanvaar en vertrou, vir ewig en vir altyd kan leef. Ek stap 'n kerk binne, maar die kruis is weg. En sonder die kruis is Jesus ook nie daar nie. Ek sluit af. Sit 'n oomblik met jou oë toe. Kan jy in jou gees die vernielde liggaam vir jou vandag aan die kruis sien? Kan jy Jesus se oë sien as hy na jou kyk, soos hy na Maria en Johannes in die skare gekyk het? Kan jy sy oë op jou sien? Kan jy hom hoor roep? Hy roep nie daar: my God, waarom het U my verlaat nie? Vandag roep hy: kom na my toe. Seën, vrede en genade vir jou geliefde kind van God, vir wie die Here jou God so lief het, dat hy sy seun namens en in jou plek laat kruisig het vir ons sondes. Amen. Met elke druppel bloed op Golgotha het hy ons in sy hart en siel gedra. Sonder woorde, sonder hart of vraag, het hy jou sonder las kom dra. Gehoorsaam aan sy Vader hang hy
daar, vir elke mens, vir elke lasteraar. En deur die pyn het hy gebid vir ons, dat sy Vader ons verdra. Jesus het die prys betaal, met sy bloed koop hy die volk betaal. En saam met mense kinders wil hy leef. Hy het al jou skuld vergeef. Oh, 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 oh. Hoor jy hart van die Vader, en liefde word sy hande uitgehou. O ja, hy sê, ek wil nie sonder jou. Oh, oh, Jesus het die prys betaal, liefde het die angel uitgehaal. En saam met mense kinders wil hy leef. Hy het al jou skuld vergeef.